Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en die gebed van my hart is dat die Here van ons baie ryklik sal saamseën, so rondom sy woord. Ons dank die Here dat die Gees van God, die Gees van wysheid en insig en kennis en verstand is, dat ons ook swaar kan steun op die krag van die Heilige Gees en die wysheid van die Heilige Gees, om ons te leer en te lei in die waarheid. Nou, ons gaan vanmôre wegval by Spreuke 21, nog 'n nuwe mylpaal wat ons bereik het. Ons het nou al baie boodskappe hanteer, en soos ek reeds vir u gesê, dat ons nie elke vers nou weer gaan hanteer nie. As ons by 'n vers kom wat herhaal is, gaan ons net vir u noem wat dit herhaal was, en wat ons alreeds gesê daaroor, en dan sal ons aangaan met die vers onder bespreking. So kom ons kyk wat sê Spreuke 21 vers 1, daar staan: die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. Nou in een van die vertalings wat ek nageslaan het, staan daar: die wil van die koning staan onder die gesag van die Here. Soos 'n stroom water lei hy dit soos hy verkies. En vriende, hier kyk ons na die soewereiniteit van God. Soewerein beteken dat God maak wat hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil, met wie hy wil, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en sê, wat maak u nie. En vriende, die meeste kerke en die meeste mense hou nie van so God nie. Daarom wil ek vir u vra, en dit pleit ek by u, en sobat ek u, dat u seker sal gaan maak, dat die God wie u dien, die God van die Bybel is. Die meeste mense reken dat ons God kan voorskryf, ons kan sy arm draai, ons kan sy gedagte verander, ons kan hom manipuleer deur ons gebede, en vriende, dis nie die God van die Bybel nie. Wanneer ons die konteks van die Bybel raak sien en dit raak lees, sien ons dat God die begin van die einde aangekondig het. Hy gebruik elke besluit, elke optrede van die mens binne sy soewereine plan om sy volmaakte wil te laat geskied, en selfs die hart van die koning is in sy hand soos 'n waterstroom. Ek onthou ook in een van my gemeentes was, op een van my boere se plase, het hy fonteine gehad, en as hy die prop onder uittrek en die water laat afloop, dat hy vore gemaak het, waarheen hy die voor gemaak het, daarheen het die water geloop. En dit was my so 'n mooi beeld van wat Salomo skryf in Spreuke 21. En Salomo verwys hier na homself en na sy vader Dawid en ander konings voor hulle en na hulle wat sal kom, dat God bly in beheer ook van die koning se besluite. En somtyds, vriende, gebruik die Here die koning om 'n oordeel oor 'n land te bring, somtyds om 'n seën oor die land te bring, want God is in beheer, en hy beweeg met hierdie wêreld na 'n finale oordeel, waar hy self dan ook sal oordeel en as koning vir altyd sal regeer. Daarom, dank die Here vir wie hy is, buig voor hom, erken u eie nietigheid, u eie swakheid, u eie onvermoë, en dank hom dat selfs die leiers in ons land in sy hand is, en dat hy self ook hierdie leiers sal lei, en vriende, hulle ook eendag van hulle rekenskap sal eis vir die leierskap waarin hy hulle gestel het, en of hulle goeie leiers was, al dan nie. Die tweede vers sê: elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte. Baie interessant is dat hier die vertaling wat ek naslaan sê, in sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here toets die gesindheid. Dis vir my so mooi, vriende. Mense dink altyd meer van hulle self as hulle behoort te dink. Dit sluit myself in. Ons almal dink te veel van onsself, en baie keer wil ons hierdie martelaarsgesindheid inneem om te sê, ag, ek is nie lief vir myself nie, en ek dink nie regtig te veel van myself nie, en eintlik probeer ek daardeur aandag kry. So, die kort en die lank van die saak is, die Bybel is baie duidelik dat die mens dink wat hy doen is reg, en hoe hy optree is reg, maar die Here kyk na die gesindheid van ons hart, want die Bybel sê, van binne uit my hart word die gesindheid bepaal. En nou, vriende, kom ons wees eerbare mense, mense wat in lyn met God se woord lewe, mense wat eerbaar is, mense wat Bybels nederig is, mense wat regtig ons oë gefestig hou op die Here, ons eie onvermoë besef, en sê, Here, help my, dat wat ek doen, ek van harte sal doen, asof vir die Here en nie vir mense nie. Nie vir my eie voordeel nie, nie vir myself nie, maar vir u saak, vir u naam, vir u eer, sodat u in alles verheerlik sal word. Vers 3 sluit redelik aan by vers 2, want daar staan, om geregtigheid en reg te doen, is vir die Here verkiesliker as offers. U sien, wanneer iets uit jou hart uitkom, dan sal dit iets eerbaar wees, iets wat die Here dan ook in ons harte seën, en dit sal ook 'n seën wees vir ander. Maar nou sê die Bybel, om geregtigheid en reg te doen, is vir die Here verkiesliker as offers. Die Here verkies dat 'n mens doen wat regverdig en reg is, eerder as wat hy offers bring. Dit my so dink aan Saul in die boek Samuel. Daar lees ons in 1 Samuel 15, ek lees gou vir u wat staan daar, in vers 22, daarop sê Samuel aan Saul, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer, om te luister, is beter
as die vet van ramme, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het die Here jou as koning verwerp. Ek wil sê, hierdie woorde van Samuel het soos lemme gesny in die hart van Saul. Waarom? Omdat Saul aan die Here 'n offer wou bring, terwyl sy hart voor God nie reg was nie. En daarom sê die Bybel vir ons, is beter om reg te doen, om gehoorsaam te wees, om die waarheid in ons lewens daar te stel, as om offers aan die Here te bring, 'n geldjie te gee vir die Here, barmhartigheidswerk te doen, en so te probeer om gesig te koop by die Here. Die Here kyk na ons hart, want van binne uit die hart van die mens, kom ware aanbidding, kom daar hierdie eerbare gesindheid, en dit kom ook voor in die dade wat ek doen. Daarom is belangrik, vriende, dat ons hierdie waarheid sal raak sien. Gehoorsaamheid is beter as offers, om gehoorsaam te wees in alles wat die Here vir ons sê. En dan as ons moet kyk, waar moet ons gehoorsaam wees? Dink maar aan die 10 gebooie. Daar is net een God. Ons mag voor geen ander God buig nie. Die Bybel sê ons mag sy naam nie uitelik gebruik nie. Die Bybel sê ons moet sy dag eer, die Sabbatdag, die dag van die Here wat hy vir ons gegee het. Ons moet, vriende, ons vader en ons moeder eer. Ons moenie doodslaan nie, ons moenie egbreek nie, ons moenie moord pleeg nie, ons moenie valse getuienis bring nie, ons moenie ons naaste se goed begeer nie. Dis om reg te doen, dis 'n basiese beginsel wat die Here ons gee. Dit begin alles by die aanbidding van God. Die redder van my siel, die een wat in my hart woon deur sy Heilige Gees. Die volgende vers sê, hoogheid van oë en trotsheid van hart, die glans van die goddelose is sonde. En dan vriende, een van die kommentare wat ek nageslaan het, sê dit vir my so mooi. Daar staan, die sonde van die goddelose begin altyd met selfverheffing en eie waan. Is dit nie pragtig nie? Die Here se woord is so van toepassing op ons dag en tyd. En dis wat Salomo sê, hoogheid van oë en trotsheid van hart, die glans van die goddelose is sonde. En dis die probleem van ons tyd, vriende. Wanneer mense hulle self verhef, wanneer alles om hulle self draai, dis me, myself and I, dis waar die sonde begin het in die hemel, waar die duiwel hom bo God verhef het, dis die sonde van vandag, dit is ek wil amper sê die wortelsonde, wat diep in ons harte ingewortel is. En daarom het ons nodig om vir die Here te vra, Here, verneder my onder u kragtige hand, sodat u my op die regte tyd kan verhoog. Want u sien, as God ons verhoog, dan is dit iets waaroor ons nederig is. Is iets wat ons uit dankbaarheid ontvang. Maar wanneer ons vol selfverheffing en eie waan is die begin van ellende en van sonde en boosheid. Vers 5 sê, die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek. Nou vriende, hierdie vers is eenvoudig dat ons as kinders van die Here, as mens, ook moet beplan. Terwyl ons hard werk, moet ons ook beplan. Het help nie, ons kry inkomste en ons spandeer dit roekeloos nie. Daar moet beplanning wees in dit wat ek doen, en dit wat ek gedoen het, moet ek beplan hoe ek dit gaan spandeer wat ek verkry het. Die Bybel sê, wanneer ek oorhaastig is, dan kom daar net gebrek. Vriende, mense is soms impulsief in hulle besluitneming. Ag, daar is miskien 'n papwiel, nou besluit die man, hy gaan koop 'n ander kar. Of daar is miskien net 'n merkie op die sitkamerstel, en hulle gaan koop die duurste sitkamerstel, en later lei dit tot die ellende. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat ons ook moet beplan, dat ons versigtig moet wees, dat ons, dit wat ons verkry, reg sal spandeer. En die Bybel sê, die planne van die vlytige is net tot voordeel. Wanneer 'n mens goed beplan, en dit wat die Here vir jou gee, wys bestee, sê die Bybel vir ons, is daar voordeel. Maar wanneer ek oorhaastig is, kom daar net gebrek. Die ou mense het die spreekwoord gehad, haastige hond verbrand sy mond. En dit is verseker so, as ons oorhaastig optree, is daar altyd hartseer gevolg. En ek sluit af met vers 6, wat so mooi inskakel by vers 5. Die verwerwing van skatte deur 'n valse tong is 'n verwaaide asem, dodelike valstrikke. En ek kom weer terug na dit wat ons in die vorige hoofstuk met mekaar hanteer het. Daar in Spreuke 20 vers 21 wat sê, besit wat van die begin haastig by mekaar geskraap is, die einde daarvan sal tog nie geseënd wees nie. 23 twee soorte gewig is vir die Here gruwel, en valse weeskal is nie goed nie. So die hele gedagte man net hier is, vriende, as ek eerbaar is, as ek die Here vertrou vir my inkomste, as ek die Here eer in dit wat hy vir my gee, en met wysheid beplan ek om dit te spandeer, om die Here in alles te verheerlik, sê die Bybel vir ons, sal daar seën wees. Maar die oomblik, vriende, wanneer daar oneerlikheid is, wanneer daar oorhaastigheid is, dan is dit verwaaide asem. Dis 'n dodelike valstrik, en die einde daarvan is altyd hartseer. So die kort in die land wat ek vir u wil sê is, ons het nodig om die Here te vertrou in alles. Onthou, God is in beheer. Hy is die een wat die alleen wyse is,
Daarom vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Pas op vir leenaars, pas op vir mense wat met boosheid besig is, pas op vir oorhaastig ryk word, pas op om oorhaastig op te tree, pas op om in hierdie valstrikke te val. Vriende, dit is moontlik om dit te vermy as jy naby aan die Here bly. Mag die Here ons seën met wysheid, mag hy ons naby sy Vaderhart hou. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.